Hallo en welkom by vandag se oordeenking op Stil Saterdag. Gister was Vrydag en Jesus is gekruisig en vandag is ons saam met hom by die graf. Stil Saterdag is so 'n tussenin dag, 'n dag van onsekerheid, van vrae en van wag. Luister saam met my na vandag se skrifgedeelte uit Lukas 23. En kyk, daar was ook 'n man met die naam Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Hy het nie met hulle besluite en optrede saamgestem nie. Hy was afkomstig van die Joodse dorp Arimatea en het uitgesien na die koninkryk van God. Hy het na Pilatus gegaan en Jesus se liggaam gevra. Nadat hy die liggaam afgehaal het, het hy dit in linnedoeke toegedraai en hom neergelê in 'n rotsgraf, waarin daar nog nooit iemand neergelê is nie. Dit was die voorbereidingsdag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met hom uit Galilea gekom het hom gevolg in die graf gesien en ook hoe sy liggaam neergelê is. Daarna het hulle teruggekeer huis toe en geurende speserye en reukolies gaan voorberei. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod voorskryf. In die kerktradisie staan vandag bekend as Stil Saterdag. Dis 'n dag waar ons saam met Jesus se vriende en disippels in kontak kom met die tussenintye van die lewe. Die tye van misterie, van verlies, van onbeantwoorde hoop en drome en die ongemaklikheid daarvan om te wag. En vir baie mense om Jesus het hulle byvoorbeeld die hoop en verwagting gehad dat Jesus die Messias is. En dit het vir hulle beteken dat hy hulle as volk sou bevry van die Romeinse ryk. Maar dan draai die mense teen Jesus. Hy word gevange geneem, gemartel en hy sterf aan die kruis. Nou deur sy lewe het Jesus dikwels daarvan gepraat dat hy sou sterf. Jesus wou sy mense daarop voorberei. Maar steeds toe dit gebeur, val die bodem vir hulle uit. Hulle is bang, hulle is onseker, verslae op hierdie dag. En dat daar so 'n dag soos vandag op die kerkkalender is so belangrik, want ons vind onsself so dikwels op soortgelyke plekke. Die lewe neem draaie wat ons nie voorsien het nie. Dit bring nuwe uitdagings en vrae na vore. Nou hierdie tye, kom ons noem dit liminale spasies, kan op soveel verskillende maniere na ons lewe binnekant toe kom. Ons maak besluite wat ons gedink het is goed, net om teleurgestel te word. Ander kere maak ander mense besluite wat 'n groot invloed op ons lewe het, soos geliefdes wat wegtrek of besluite wat geneem word deur ander in 'n werksplek of regerings of wêreldleiers wat besluite maak wat 'n invloed op ons het. Nou soms bevind ons onsself in liminale plekke bloot as deel van die lewe. Iets gebeur soos 'n geliefde sterf of iemand naby aan ons se gesondheid gaan agteruit. En so wonder ek, is daar so 'n area in jou lewe wat jy tans sou beskryf as 'n liminale spasie? 'n Tyd van wag, van onsekerheid, dalk selfs van twyfel. Ek wil jou nooi om saam met my te kyk na die optrede van hierdie vroue uit vandag se skrifgedeelte en wat ons kan leer wanneer ons onsself in sulke spasies bevind. Nou dikwels wanneer ons op so 'n plek is, kan ons onsself isoleer. Ons dink ons moet sterk wees, dat ons self die las moet dra. Ons voel, ek wil nie ander mense belas nie. Of as iemand anders te naby ons deur so 'n tyd gaan, voel ons baie keer onbeholpe, onbekwaam. Maar vroeg in die skepingsverhaal al, hoor ons dat God sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En hy skep ons vir mekaar, om mekaar se helper te wees. En wat doen ons dan, wanneer iemand anderste op so 'n moeilike plek is? Het jy opgemerk, in die optrede van die vrouens, hulle praat nie eintlik met mekaar nie. Hulle bied nie vir mekaar raad of antwoorde of oplossings aan nie. Hulle is bloot by mekaar, hulle deel die las, selfs in stilte. En dit is ook opvallend vir my, dat hulle nie dadelik nuwe planne maak of nuwe huis na toe gaan nie. Hulle keer terug na hulle huis toe en hulle bly daar, hulle is wagtend. Nou ek weet, sodra ons seer gekry het in 'n plek of
by 'n groep mense is ons eerste impuls dikwels dat ons net daarvan af wil wegkom. En die wegkom is dalk nie net fisies nie, maar ons probeer dikwels dalk ook weg te kom van ongemaklike emosies of denke deur onsself net besig te hou. Maar die vrou in die skrifgedeelte, hulle het gedoen wat hulle hand vind om te doen, maar ons lees ook dat hulle gerus het daar waar hulle is. En so bied dit ook vir ons 'n prentjie van hoe ons in hierdie liminale spasies van die lewe kan bid. Eerstens kan ons bewus wees dat God is by ons, waar ook al ons onsself bevind. Jesus skree aan die kruis uit, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons self nooit Gods verlate sal wees nie. Vriend, God is met jou, in jou tye van geluk en seën, maar ook in jou tye van swaar kry en pyn. Jesus aan die kruis en in die graf kondig aan dat God bekend is met ons lyding, met ons pyn, met ons eensaamheid. So wanneer ons in hierdie tye van swaar kry en wag is, kan dit baie keer vir ons moeilik wees om die woorde te kry, om uitdrukking te gee wat in ons harte en ons gemoed aan die gebeur is. En dan kan jy by die Here gaan sit en toelaat dat die emosies en die vrae bloot opkom, sonder dat jy dit hoef te beoordeel of te veg. En soos die vroue van ons skrifgedeelte, kan jy dan ook in stilte by God net rus. Sonder om iets te moet hoor of te sê, kan jy by God sit en jou siel tot bedaring bring. En God toelaat om jou te omhels met sy liefde en deernis. Om in stilte by God te wees en om op hom te wag, is om met die hoop te leef, dat al voel en al lyk alles donker om my, is hy hier by my. Hy's aan die werk, en sy lig kan deur geen duisternis uitgeblus word nie. Kom ons bid saam. Here, die lewe is so 'n groot, maar dikwels ook so 'n brose geskenk. Daar's soveel dinge wat ons nie altyd verstaan nie, en wat ons vat na moeilike plekke toe. Here, in hierdie tye help ons om na U toe te draai, om op U te wag in die hoop by U te rus. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaic.com. I could stand here and try to tell you I found my way here on my own, brought to life this heart of stone, made up my own mind to change my own life, working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath, and the truth is I've been wandering since my very first step.